Glo jy die ongelooflike? Ons skriflesing volgend sê vir ons hierdie ongelooflike storie. Hy sê vir ons, dat ek en jy wat glo, is saam met Christus begrawe. En ons is net so saam met Christus weer opgewek. En daarom leef ons nou in 'n splinternuwe lewe. Waarom? Omdat daai graf leeg is. Het ons 'n benul, het ons 'n idee, wat se krag het gebeur toe Christus uit die dood uit opstaan. En as ons 'n begrip het vir wat daar gebeur het, dan moet ons die volgende vraag vra. Weet ons hoe invloed dit my lewe? Wat is die impak wat dit op my elke dag van my lewe maak? En net om te begryp, daar was 'n wonderlike evangelie boek geskryf deur Nikodemus. Hulle sê hulle dink is Nikodemus wat dit geskryf het. Dis een van die apokriewe boeke wat nie deel van die Bybel is nie, maar glo daar's baie geskrifte en baie boeke wat geskryf is wat nie op die ou end in die Bybel gekom het nie, maar nog steeds gelees word en oor gedink word. En ek dink hy vertel 'n storie, iets van die opstanding wat gebeur het wat ons nie elke dag besef nie. Ons dink nie altyd so daaraan nie. En eintlik vertel hy maar net eintlik wat die Bybel sê. Die Bybel sê toe Jesus gesterf het, het hy afgedaal in die doderyk. En wat sê die Bybel? Hy het die angel van die dood gaan vat, by die dood weggevat, en hy het die dood oorwin, die dag en die oomblik toe hy opstaan. Nou Nikodemus, sy evangelie gaan net oor die lydingstydperk van Jesus tot sy hemelvaart. Het gaan net oor daai tydperk. En Nikodemus se boek skryf, hy sê die volgende, hy sê, die dag toe Jesus aan die kruis hang, toe is die hel in absolute vuuring, want hulle besef, hulle die seun, die Messias, die een wat alles moet red, het hulle uiteindelik uit dood gekry. Hulle het oorwin. Daar was 'n wonderlike feesviering, en hy vertel die skets waar in die hemel, in die hel, die duiwel en al sy trawante ongelooflike groot viering het. En die viering linger aan, en die oomblik toe Jesus sterf, toe hy sy laaste asem uitblaas, en hy sê, in u hande laat ek nou my gees oor. Toe val die penny, wat het ons aangevang? En toe Jesus sterf, toe skree die duiwel, close the gates of hell, the Son of God is on his way. Close the gates of hell. En in sy evangelie staan hoe hulle nie die diere betyds kon toekry nie, en hoe Jesus in daar ingekom het met hierdie kragtige, oorweldigende krag, en die evangelie verkondig het vir hulle wat gevange was, sodat hulle ook kan bevry word. Is jy bewus daarvan dat daar is nie 'n kinderstorie nie? Dis nie 'n prentjie in die kinderbybel nie. Dis die dag waar die totale kosmos gered is. Die totale kosmos is gered. Dood is oorwin vir ewig. En dit is 'n ongelooflike kragtige uitwerking. En dit het op ons as kerke uitwerking en dit op jou as individu 'n uitwerking. So Paulus sê baie mooi, hy sê dat ons het laasweek baie mooi gekyk na glo jy die opstanding. Ons het bietjie gaan kyk na fisiese bewyse wat ons vandag kan bewys om te sê maar die opstanding het gebeur, is 'n werklike geskiedkundige gebeurtenis. Ons het gaan kyk na wat die Grieke gesê het, wat het die Jode gesê, wat die Romeine gesê het. Ons het nie net gekyk wat die Bybel sê nie, en hulle almal sê ja, hulle glo dat die disippels het 100% geglo dat hy is opgewek. En dan gaan kyk jy na die disippels se lewe. So as jy wil 'n bietjie meer hoor oor die evidence aan die agtergrond, gaan luister na laasweek se boodskap. Maar as Paulus sê vir ons wat glo, die goeie nuus glo, wat is die goeie nuus? En dit is wat jy moet glo. As jy wil weet wat is dit wat jou maak van 'n ongelowige na 'n gelowige, jy glo Christus gesterf vir ons, Christus begrawe en dan op die derde dag Christus opgestaan. Ons vra jou nie om te glo of het Jesus bestaan nie. Ons vra nie om te glo dink jy Jesus was 'n goeie prediker nie. Ons vra jou nie om te glo Jesus was 'n goeie mens nie. Ons vra jou om te glo Jesus het gesterf vir die wêreld. Hy's in 'n graf begrawe, maar op die derde dag het God hom met 'n kragtige hand uit die graf uit opgetel. Dis wat ons moet glo.
As jy dit glo, dan is jy deel van hierdie groep mense van wie Paulus praat. Is vir ons gewoonlik maklik om te glo, ja, ons kan glo uit geleef, ons kan glo uit gesterf. Maar kan ons glo uit opgestaan? Is dit vir jou 'n folklore? Is dit vir jou iets waarvan jy al so baie gehoor het? Jy het nie agtergekom, jy het nie krities daarna gekyk of glo ek dit nie. Maar dit is nog 'n deel van die kerk se landskap al vandat jy gebore is. So jy is gewoond daaraan. Maar ek wil vandag vra, glo jy dit? Hoor wat sê Paulus, hy sê, en nou kan ons net soos Christus wat deur die heerlike magsdaad van God die Vader opgewek is, ook 'n totale nuwe lewe leef. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons ook saam met hom opgewerk word in 'n nuwe lewe. Hier's wat Paulus geglo het en het hy nie, elke volgeling van Jesus wat hom gesien het na sy opstanding, het hierdie ding geglo. Voor sy opstanding was ek Jaco. Nie jy nie, jy's jy. Na sy opstanding is ek 'n splinternuwe mens. Hulle sê 'n splinternuwe mens, as jy in die Griekse taal gaan kyk, beteken nie jy het gefacelift nie, dit beteken nie jy's getamitak nie. Sorry, ek het nou nie vingers gewys na iemand hier nie, hoor. Ek kan sê, wat jy die vinger naby? Nee, hy sê splinternuwe wese, dit beteken, you are a new creation. A new creation, there's something completely different about you. Die oomblik as jy glo in die opstanding. Ons kan die disippels gaan kyk hoe het hulle geleef voor opstanding. Jesus het al gesterf, hulle was nog baie bang en angs, hulle was weg, hulle was angsbevange, tot hulle die opstanding glo. En wat het die opstanding gedoen? Hulle is nuwe wesens. Paulus sê, ons is 'n new creation. Die magtige kragsdaad van God. Dit is iets ongeloofliks. Ek wonder wat beteken hierdie new creation. Ek dink Jesus het daarvan gepraat toe hy met Nicodemus gepraat het. Selfs Nicodemus wat hierdie evangelie wat hulle sê, die evangelie, ons kan dit nie 100% bewys hier geskryf het. Jesus sê aan Nicodemus, onthou julle, as 'n man nie wedergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan. En Nicodemus sê, wat bedoel jy met wedergeboorte? Jesus sê, as 'n man nie deur water en gees gebore word. Wat beteken dit? So, geboorte is daai new creation. Maar hy sê, watergeboorte, almal dink dit praat van die doop, nie in hierdie geval nie. In hierdie geval beteken dit jou natuurlike geboorte. Elke mens het 'n natuurlike geboorte. Dit is wanneer jy in die baarmoeder is in 'n watersak, en is wanneer die water breek, dis jou watergeboorte. Hy praat eerste van die fisiese geboorte. Maar dan sê hy, elke mens het 'n tweede geboorte nodig, en dit is, wanneer gebeur daai tweede geboorte? Dit is 'n new creation. Wanneer gebeur 'n new creation? Wanneer ons glo dat daai graf oop is en hy leeg is. Dis die oomblik wanneer jy dit glo, skuif dit jou van 'n ou mens na 'n nuwe mens. Moenie dink die lyf en die vlees verander alles op een slag nie, maar jou gees is onmiddellik 'n new creation. En dis hoekom Paulus sê, daarom is jy nou dood vir sonde. Wie van julle dink, Jaco, ek ken my lewe, ek is heeltemal dood vir sonde nie. Sonde pla my partykeer, maar ek weet ek glo. Dis nie wat hy bedoel nie. Hy sê nie, jy sal nooit weer sondig nie, maar op een dimensie van jou is jou gees en jou siel is nuut. En dit begeer nie meer sonde nie. Is nog die vlees waarmee ons sukkel, ek gaan nie nou daar ingaan nie. En party van julle se vlees sukkel meer as ander. Of party van ons. Hy praat van 'n splinternuwe creation, iets wat innerlik gebeur. Dit is 'n geestelike ding, sê hy, wat gebeur. So ek wil hê jy moet besef dat die opstanding het iets kom doen, iets bonatuurliks. Vir wie is dit? Vir ons wat glo. Wat glo? Christus. Dis die evangelie. Wat is die evangelie? Jesus is die Christus. Hy het vir ons sondes kom sterf. Hy is begrawe in die graf en na 3 dae het hy opgestaan. As jy dit glo. Dis wat ons moet glo. Ons kan nie iets anders glo nie. Daar's iets anderste wat jou hierdie splinternuwe wese kan maak nie. Nou, ons wil graag kyk in die volgende paar weke. Nou, Jesus het plus minus 7 verskynings gemaak na hy opgestaan het.
En ons wil 'n bietjie kyk hoe daai mense se lewens gelyk en wat het hulle gehelp om te glo dat hy opgestaan het en wat was die effek op hulle lewens. So kyk wat was die effek op hulle lewens. Ons wil ook nou en dan gaan ons stil staan as ons oor hulle praat en kyk wat sê, hoekom haal hierdie Bybel vir ons hierdie verskyning van Jesus aan hierdie persoon aan na sy opstanding. Want ons het nou oor Paasnaweek gegaan en opstandingssondag is verby. Is asof die kerk net praat oor die opstanding op opstandingssondag. Daar's soveel meer te sê, want die opstanding beïnvloed elke dag van ons lewens. So kom ons gaan kyk. Vandag kyk ons na Jesus se heel eerste verskyning. Aan wie het hy eerste verskyn? Aan Maria. Nou julle, daar's 2 Marias. Nee, die Bybel praat van meer Marias. Maar kom ek praat van 2 Marias. Daar's 1 Maria. Die Bybel sê nog nooit was 'n vrou gebore uit 'n vrou wat so groot is soos hierdie Maria nie. Wie is hierdie Maria? Wie is dit? Jesus se ma. Julle, ons sal 'n bietjie eendag 'n reeks doen net oor Maria, Jesus se ma. As jy nog nie iets ongeloofliks gesien het, kyk bietjie intens na Maria se ma. Ons westerse kerke is bang om na te kyk, ek weet nie hoekom nie. Ons kyk hier na Petrus en Paulus, gaan kyk 'n bietjie na Jesus se ma. Jy sal iets ongeloofliks sien. So daar was nog nie 'n vrou haar gelyk in my skat, jy kom naby. Jy kom naby. Want daar was nie 'n vrou haar gelyk nie. Maar hierso, as ons bietjie stil staan en ons kyk na Maria Magdalena, daar was nie 'n disipel op haar vlakkie. Daar was nie 'n disipel op haar vlakkie. Kan ons bietjie na haar kyk? Wie is hierdie ongelooflike vrou wat Jesus gekies het uit almal om eerst aan haar te verskyn? Kan julle imagine hoe groot is dit? Hy staan uit die graf uit, sy disippels is in flarde. Hulle is stikkend, hulle is gebroke. Hulle het nie meer geloof nie. En hy gaan nou vir hulle wys, ek het opgestaan. Na wie toe kom hy eerste? Maria. Kom ons lees Johannes 20 vers 14 tot 16. So, wat hier gebeur het, is Maria die oggend vroeg by die graf gekom. Sy was eerste weer by die graf. Sy en 'n paar vrouens het eerste daar aangekom. Disippels, waar is hulle? Ek weet nie. Sport, kyk sport. Kyk die cricket. Of sit hulle nothing box, nee. Op 'n Saterdagoggend wat hulle mens doen en Sondagoggend lui lees die koerant, weet ek nie wat hulle gedoen het nie. Waar was sy? Sy hardloop na sy graf toe. Sy kom by sy graf en sy vind hom leeg. Sy vind hom leeg. Die Bybel sê vir ons, sy is eintlik baie hartseer. Hulle het sy liggaam gesteel, weggevat, iets met hom gedoen. Sy hardloop terug na die disippels toe. Sy sê vir die disippels, hoor julle, Jesus se graf, sy klip is weggerol, sy lijk is nie meer daar nie, iemand het hom gesteel. Petrus, en dan sê Johannes, die boek Johannes en die ander disippels, maar as jy nou wil weet wie is die ander disipel, is altyd Johannes, hy verwys nooit na homself in sy eie boek nie. Want hy vertel jou 'n bietjie van sy sportiewe, sy talent. Want dan vertel hy storie, hy sê Petrus en Johan, hy sê en die ander disipel, hy praat altyd van homself, het gehardloop na die graf toe, maar die ander disipel was baie vinniger as Petrus. So hy wil net dit inrol. En ons het gedaai, John, dis of jy weet 'n man skryf storie, nou. Ons het my vrou vra my, hoekom ry jy verby hierdie kar? Want ek kan. Ek kan verby hom ry. So Johannes het vir Petrus gewen op die daais. Maar toe hy by die graf aankom, het hy respek vir die ouer man. Johannes is 'n bietjie jonger en hy wag buite kan die graf. Petrus kom daar en hardloop in die graf en vind alles leeg daar binne. Vind alles leeg daar binne. En toe sit hy gehardloop terug stad toe. Maar Maria het weer saamgekom. En sy staan buitekant by die graf en hierso terwyl sy buitekant by die graf staan, kom daar 'n man so. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en Jesus staan daar. Maar sy het nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gemeen dat dit 'n tuinwerker is. En het vir hom gesê, meneer, as u hom weggedraai het, sê asseblief vir my waar u hom neergelê het. En ek sal hom gaan haal. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai hom en sê vir hom in Aramees, Rabboni. Dit beteken leermeester. Leermeester. Is goed. Hier
stukkie bewys vir ons dat die opstanding die waarheid is. Daar's 'n bewys en ons het laasweek vinnig aangenoem, ek gaan dit net weer noem. So, julle moet bewus wees dat 'n vrou se getuienis in 'n hof niks getel het in hierdie tyd nie. Vrouens kon nie getuig nie en daar was ook 'n aanskrif gemaak, nie eens groepe vrouens kon getuig nie. Met ander woorde, is al een vrou sê dit sou het gebeur het, maar daar's 5 vrouens wat saam met haar sê dit sou het gebeur het hulle getuienis nie aanvaar in die hof nie. Hulle sê vrouens kan nie vertrou word nie. Johannes skryf hierdie gedeelte, hy is een van die disippels. En as hy wou hierdie storie opgemaak het en uit sy duim uitgesuig het, en hy wou gehad het die mense van die tyd moet dit glo, dan sou hy nooit gesê het Maria het Jesus eerste gesien nie, want dit sal sy saak nie sterk maak nie. Hy sal eerder verwys. Onthou net, as hy wil lieg oor hierdie storie, dan is daar nie baie ander in hom nie. Hy sou eerder gesê het, ek of die mans het agtergekom, Jesus het opgestaan, hy het eerste vir ons gesê. So Johannes skryf hierdie storie, en die feit dat Jesus aan 'n vrou verskyn, is so abnormaal in die tyd en die era, hulle sou dit nie self uitgedink het of self gesê het nie, want as hulle die ding wou opmaak, sou het hulle saak sleg gedoen het. Dat is 'n groot bewys daarin. Maar om te verstaan wat het hierdie verskyning aan Maria beteken en wat het daar gebeur en wat het gemaak dat sy geglo het Jesus het opgestaan, moet ons eintlik 'n bietjie kyk wie was Maria. Wat sê die Bybel vir ons van Maria Magdalena? Eerstens moet ons onthou dat die Bybel sê vir ons Maria Magdalena was 'n vrou wat Jesus bevry het van 7 demone. 7 demone was in haar. Nou julle, wat is jy, party mense sê hulle dink sy was 'n prostituut gewees. Dink daai lewenstyl was deel daarvan. En Jesus het haar kom vrymaak. Nou dink dit gou aan haar in die Joodse samelewing waar sy haarself gevind het. Sy was 'n vrou, sy was demoonbesete en sy het 10 teen 'n onsedelike leefstyl gehad. En wat dit beteken is dat sy het aan die buitegrense van die samelewing geleef. Mense het haar nie raak gesien nie. Mense wou haar miskyk, want weet jy, sy herinner hulle aan die sonde wat nog onder hulle is. Julle, dit was sulke groot sonde gewees, dat jy kon gestenig word. Daar sekere Bybelgeskrifte was sê, as jy uit sekere stamme gebore is, soos uit Levi, stam van Levi, en jy uit die priesterlike geslag kom, en jy was 'n prostitusie bevang, kon jy gebrand word. Daar was sekere goed sê, wat as 'n prostituut met 'n getroude man omgang gehad het, dan mag sy en die man moes doodgemaak word. So hierdie goeders beteken, jy het nie intieme verhouding met mense om jou nie. Dit beteken, mense loop verby jou. Beteken, jy staan daar, maar hulle kyk jou mis, want jy herinner hulle aan al die lelik en al die stikkend en al die seer, wat maar eintlik in ons almal is. Mense het nie tyd gehad vir haar nie. Behalwe Jesus. Jesus het gedink, is die moeite werd, om tyd te maak vir haar. Nou dink ons, ja, goed so, hoe kan sulke slegte vrouens, ek dink is reg, Jaco. Maar kom ek herinner jou net weer aan hierdie tyd. Onthou, daar was 'n ander vrou, wat lyk of sy onsedelike leefstyl gehad het, by wie Jesus gekom het. Onthou die vrou by die put. Die gebruik was in hierdie tyd, dat as 'n man getroud is met 'n vrou, en hy vind probleem by haar, die Bybel stipuleer nie enige probleem, dan mag hy vir haar 'n brief gee, wat sê, ek skei jou. Ek skei jou, maklik. 'n man kan 'n vrou weggooi, net so. Maar 'n vrou kon nie vir 'n man 'n brief gee nie. Glad nie. 'n vrou kon glad nie 'n man skei nie. Nou kom ons by 'n storie waar Jesus vertel, hy sê, die vrou by die put, hy sê vir haar, vrou, jy het al 5 mans gehad. En die man by wie jy nou bly is nie jou man nie. Wat weet ons van daai storie? Die volgende kan ons weet. Die eerste ding wat ons weet, daai vrou kon nie 5 mans al wegloop nie. Sy kon nie wegloop van laf. Is die mans wat haar weggejaag het. Want dis hulle wat vir haar briewe gegee het. So sit jy hier met 'n onsedelike vrou, of sit jy hier met 'n vrou wat al 5 keer te nagekom, 4 keer te nagekom is. Sit jy met 'n vrou wat mans net onregverdig hanteer het. En hulle het geen deernis of liefde of caring vir haar gehad nie. En sy's gegooi van die een soos 'n vloerlap na die volgende en na die volgende ene. En Jesus stipuleer, hy sê, en die man by wie jy nou bly, is jy nie meer getroud nie.
Hier is die storie. As jy nie 'n brief by jou man kry van geskei, dat jy geskei is nie, dan mag jy nie met 'n ander man trou nie, want dit is egbreek. En daarvoor is jy doodstraf. So sy kan nie weer trou nie. So kan jy sien hoe wreed was mans gewees. Hulle jaag 'n vrou weg uit die huis het as sy nie doen wat hulle wou gehad het nie. Hulle gee nie vir haar 'n skeibrief nie. En dan sy vasgevang, sy kan nie weer trou nie, sy kan nie weer lief hê nie, niemand kan haar weer vat nie. En mag het dalk gewees het dat die 5de man na in die oë kyk en hy sien 'n siel raak. En hy sien lewe raak. En hy sien iemand wat liefgehê kan word en hy sien hy wil daai vrou lief hê. En hy wil vir haar gee wat God nog altyd wou gehad het, 'n man moes vir haar gee. Hy kon haar nog steeds nie trou nie want die ander man moet haar eers release met 'n skeibrief. So wanneer ons in hierdie tyd kyk na vrouens wat in prostitusie verval het, moenie te gou wees om te judge nie. Ons kyk baie keer na vrouens wat te nagekom is, en dit is amper al lewenstyl wat vir hulle oorbly om te oorleef, want 'n ander man kan hulle nie in die huis invat en vir hulle sorg nie. Want as sy nie 'n skeibrief kry nie, dan pleeg sy egbreek en daarvoor is doodstraf. So nou kyk ons na Maria. Wie was hierdie vrou gewees wat deur Jesus bevry is en waarvan is sy bevry? Ons kan ons net imagine dat vrouens het gepraat van haar en geskinder vir haar. Almal wou haar miskyk. Sy's nooit genooi na die partytjies, na die families toe nie. Sy het vir veragting van haar familie gewees. Net ons moet weet, wie was hierdie vrou? En Jesus het vir haar gesê, volg my. Wat Maria gedoen het is nadat sy bevry is, sê die Bybel vir ons, sy het een van Jesus se volgelinge geraak. Baie raar. Jesus het haar in sy familie ingeneem. Kan jy dink hoe voel hy oor haar? Hy vat hom in sy familie in. Sy travel saam met my. Bybel sê vir ons, sy het sy ministry ondersteun. Hulle dink dit kan finansiëel gewees het, hulle dink dit kan support gewees het, en op verskeie maniere het sy bediening gesupport. En sy het saam met hom getrek, sy was deel van sy huishouding, saam met hom en sy disippels. En sy was verskriklik getrou. Die dag toe hulle Jesus aan die kruis hang, waar kry jy die disippels, julle? Agter geslote deure en wegkruip. Nie Maria Magdalena nie. Sy het by Jesus se maag gestaan, en sy het dopgehou. Hoe die enigste man wat haar nog ooit in haar lewe raak gesien het. Die enigste man wat nie net die fisiese uiterlike lelike gesien het nie, maar wat diep in haar hart ingekyk het. Sy gaan jy weer rug op jou draai. Maar jy het aan 'n kruis hang. Sy het op hom gaan staan. En sy het gesien hoe hulle die lewe uit hom uit haal. En hoe hy sterf aan 'n vervloeking van 'n houtkruis. Dis Maria, dis hierdie vrou wie so maklik gejudge word deur die samelewing. Is nie al nie. Toe hulle Jesus gaan begrawe, almal is nog weg, almal kruip weg, almal hardloop weg. Die Bybel sê vir ons, ag jy kan dit gaan lees, Markus 15 vers 47, sê sy het gaan kyk. Sy het hulle agtervolg 10-1 en sy het gaan kyk en gesien waar hulle hom begrawe. Hoekom is sy almal wat dit gesien het, julle? Kan julle dink hoe stikkend was sy? Kan julle dink dat sy haar lewe gewaag het? Die ander, Petrus, die sterk, die bold, en ons love Petrus. Hy het soos 'n lafaard weggehardloop na Jesus verloon het. Ons dank die Here vir sy vergifnis vir Petrus, want ek dink die Here moet my vergewe soos hy Petrus vergewe het. Maar hierdie vrou, daar was geen lafaard by haar nie. Nee, toe hulle hom gaan in die graf is, toe gaan loop sy agter hulle aan, sy gaan kyk waar begrawe hulle hom, want dit is haar Jesus. Jy weet, iemand sê een keer, as God jou van baie moes bevry, dan het jy baie lief. Hierdie vrou het lief gehad. Hierdie vrou het 'n liefde gehad wat, ek sê vir julle nou mans, ek dink ons het lief. Ons besef nie hoe kan 'n vrou se liefde wees nie. Daar's iets wat hier aan 'n vrou gedoen het, aan haar hart en haar siel. En sy kan lief hê ten koste van haar eie veiligheid en ten koste van wie sy is. En ons vind dit in Maria. Nou, wat het haar gedraai dat sy begin glo? Kom ons kyk na die scenario. Sy hardloop na die disippels toe. Onthou julle, ek dink een van die ander vertaling sy sê vir die disippels, Jesus het opgestaan. Wat sê die disippels toe vir haar? Help my.
Wat sê die familie? Sy's deel van hierdie familie. Daar's 12 disippels, daar's 'n paar ander vrouens, sy's deel van hierdie disippels. Sy hoor by Jesus, hy het opgestaan. Dis in 'n ander ek dink Lukas se storie. Sy hardloop na hulle toe en sy sê Jesus het opgestaan. Wat sê die disippels vir haar? Help my gemeente. Jy jok. Dis vrouenspraatjies. Verstaan julle die siening van die tyd? Verstaan julle die tyd mense, selfs haar eie familie kyk haar mis. Selfs haar eie familie, kyk, is net Jesus wat in haar gesien het, wat hy in haar gesien het. Selfs die disippels kyk haar mis. Nou gaan vertel sy vir hulle, die graf is leeg. Petrus en Johannes het hulle daai af graf toe, kom binne by die graf, vind niks daar nie, wat doen sy? Sy het ook afgehardloop, weer afgehardloop. Sy het van die graf op weer terug stad toe hulle hardloop, toe hardloop sy agter hulle weer aan. Kan julle sien hoe intens is sy in hierdie saak betrokke? Sy staan voor daai graf, Petrus en Johannes kyk daar binnekant, hulle sien niks nie, nou wil ek julle met hierdie voel. Sy breek voor daai graf, want hulle dink sy liggaam is gesteel. Sy staan en huil, hoe weet ons hy huil? Ons sal nou hoor wat sê Jesus. En wat doen die mans? Wat sal ek hoop ek sal doen? Ek stop, kom uit die graf uit, ek sien haar, sy stikkend. En ek het 'n oomblik om verby my eie pyn te kyk, en ek het 'n oomblik om haar pyn raak te sien. Is dit wat Petrus doen? Stop by Maria, wat is so erg? Maria praat met my. Nee, hy doen nie dit nie. Hy hardloop verby haar en hy los haar net daar. Nog steeds is hy onsigbaar. Maar nie vir Jesus nie. Jesus se woorde kom. Toe Jesus haar sien, toe sê hy, vrou, waarom huil jy? Kan jy sê hoekom het Maria begin glo? In die opstanding. Want Jesus is iemand wat raak sien. Jesus sien jou. En Jesus sien nie wat ander mense sien nie. Jesus sien nie soos ander mense sien nie. Jesus kan diep sien tot in die diepste resesse van jou menswees. Jesus weet hoekom jy huil. As hy vir jou vra waarom huil jy, is dit nie omdat hy inligting nodig het nie. Hy wil weet of weet jy waarom huil jy. Jesus vra vir haar, vrou, waarom huil jy? Hy sien haar raak, hy sien nie net 'n vrou nie, hy sien nie net iemand die wat vertrou kan word nie, hy sien nie iemand wat nie in die hof kan getuig nie, hy sien nie iemand onbetroubaars nie, hy sien 'n vrou met 'n stikkende hart. Hoeveel van julle sit hier en jou hart kreun, en jou hart is stikkend, en die mense die naaste aan jou sien dit nie raak nie. Hoeveel keer was jy in 'n plek in jou lewe waar jy nie geweet het waar gaan jou hulp vandaan kom nie? En mense gaan net verby jou met hulle ordinary life en hulle sien dit nie raak nie. Kom ons maak ons sonde groter. Hoeveel keer kom ek by 'n plek en ek mis jou siel? My idees en my gedagtes is vol van myself. Hoeveel keer stap ons in 'n dokterspreekkamer in? En ek is geïrriteerd want hier's 3 mense voor my. Min is ek bewus dat die volgende persoon voor my gaan vandag die slegste nuus in sy lewe kry, dat hy terminaal kanker het. Maar ek is geïrriteerd met my, ek is geïrriteerd met die wêreld. Waarom? Want ek moet 'n halfuur langer wag. Ek moet 'n halfuur langer wag. Raai wat, ons sien nie. Nee, Jesus nie. Hy het nie verby haar gehardloop nie. Hy het haar nie as onbetroubaar gesien nie. Hy sien haar raak en hy sien wat ander nie sien nie. Vrou, waarom huil jy? Ek wil julle moet weet, dis 'n baie groot karakter van God, is the God who sees. Onthou julle die storie, wonderlike, ek gaan nie vir julle lees nie, ek gaan vandag teëgaan. Johannes 1 vers 47, Johannes 1 vers 47, kom Filippus, ek dink is Filippus, hy gaan half vir Nathanael, hy sê vir Nathanael, kom hier na toe, ek het die Messias gevind, kom kyk vir jouself. Nathanael volg hom, dalk 'n bietjie skepties, sê, kan nie wees, hoe kan jy die Messias vind? Jesus kom van die verte aan en hy sien, hier kom hulle 2 aangestap en hy sien, daar kom Nathanael, hy sê, Nathanael, hy kyk Nathanael, ek wil vir julle hoor wat sê hy. Hy sê, Nathanael, vir waar Filippus jou geroep het, antwoord Jesus hom. Toe jy nog ver, ek wil nou mooi vir julle sê,
Toe Jesus Nathanael sien aangestap kom, sê hy vir hom, kyk, daar is 'n opregte Israeliet, 'n man van suiwer inbors. Nathanael reageer toe jy nog, Nathanael reageer en hy sê vir hom, van waar ken jy my? Hoekom sê hy dit? Jy sien, hier kom 'n man aan en wat sing Jesus? Hy sê, hier kom 'n opregte man met 'n opregte hart en gees. Die Bybel sê, met 'n opregte inbors. Jesus kyk nie na buite nie, hy kyk deur alles van Nathanael, hy kyk in sy hart in. Nathanael sê, van waar ken jy my? Jesus sê, Nathanael, ek het jou al gesien, toe jy onder ek dink so terpentynboom, toe jy onder die boom sit. Ek het jou toe al gesien. Nathanael sê, Rabbi, U is die seun van God, U is die koning van Israel. U is die koning van Israel. Jesus sê vir hom, glo jy omdat ek gesê het, ek het jou gesien? Hy sê, Nathanael, jy gaan nog baie groter dinge sien. God is 'n God wat sien, en Jesus sien, en toe hy verby Maria kom, toe doen hy presies wat hy met Nathanael gedoen het. Hy kyk verby die exterieur, hy kyk na die interieur, en hy sien 'n gebroke vrou raak. En dit is van die groot goed wat hy maak sien. Julle, as hierdie wonderlike storie, Adele herinner my weer in hierdie week van die storie. Onthou julle die vroukie Hagar, ongelooflike storie. Hagar is die slavin van Sarah, Abraham se vrou. As ek reg julle met my Bybel naam, en dan moet ek mooi onthou. So, hier sit Hagar, sy is 'n slavin. Sarah kan nie kinders kry nie, sy's kinderloos, haar man soek kinders. Sarah dink by haarself, ek het 'n bright idea, come on girls. Die lift het seker nie al die pad opgegaan tot boot nie, ek weet nie wat het daar gebeur nie. Ek het 'n bright idea, kom ons vat my bediende, en ons gee haar vir my man, en dan kan sy vir my 'n nageslag bewerk. Hagar word ek weet nie waartoe ge-elevate nie, van besemveer af na geslagbouer, nasiebouer, en nou kry sy 'n bietjie groot kop in hierdie huis, maar sy het nie vir hierdie goed gevra nie, julle dink gou 'n bietjie aan Hagar. Sy het nie vir hierdie goed gevra nie. Hier kry sy nou 'n seun met die naam Ishmael vir Abraham, en sy voel sy's nou iets werd. Sarah kom by Abraham en sê, hoor jy, ek like die storie nou niks. Sy's nou die een met die kind. Sy kyk snaaks na my, ek kan julle imagine, dis Jerry Springer stuff, julle. Ek beloof julle, hier is Jerry Springer stuff. En Abraham sê vir haar, sy is nie my slavin nie, sy is jou slavin, doen jy met wat sy wil. Niemand kyk na hierdie girl nie, niemand vra vir haar, het jy gekies vir hierdie nie? Sy is in hierdie ding in gebamboezel, nou sit sy met die gebakte pere en Ishmael, en Sarah jaag haar weg. Hagar hardloop weg, sy het geen heen kom, en sy weet nie waarheen sy gaan nie. Sy sit met 'n gebreekte hart op 'n klip by 'n kruising, en by hierdie kruising stuur God, want God sien raak, né? God sien raak, stuur God 'n engel, en hier's wat die engel vir haar sê. Hilsafa, ek sien jou. Hy sê, moenie weghardloop, jy gaan terug. En God het jou hart gesien, hy gaan vir jou 'n nageslag gee. Gaan kyk wat hy vir haar sê. Hoor wat sê Hagar na hierdie interaction. Sy sê, van toe af het Hagar die Here wat met haar gepraat het genoem, die God wat sien. Die God wat sien. Want sy het gesê, ek het die een gesien wat my gesien het. Wow. Wat beteken die God wat sien? Onthou jy ons ken vir God El Shaddai? Nou is sy naam El Roi, the God who sees. En hoor julle wat sê sy, ek het hom gesien, hoekom het ek hom gesien? Want hy het my gesien. Maria dink, wie is hierdie man wat by die graf staan met haar praat, wie dink sy is hy? Die tuinier. Die tuinier. En wanneer gaan haar oë oop, toe sy hom sien? Hy sien haar. Die oomblik toe hy haar sien, toe begin sy sien. Ek wonder hoe lyk dit as God na jou kyk. En ek wonder hoe lyk jou prentjie. Die prentjie vir jou as God na jou kyk. Dink jy God kyk na jou en hy het hierdie lys van dinge, hoekom huil jy? Hoekom is jy onbetroubaar? Jy het dit nie gemaak nie. Ek moes jou bevry van baie demone. Ek sien al hierdie slegte goed. En ek is effens teleurgesteld in jou. Of sien jy 'n God wat na jou kyk? Hoe lyk hierdie God as jy hom sien terwyl hy na jou kyk? Of sien jy 'n God wat sê, jy's myne.
Ek sien jou. Jy is vir my belangrik. Ek weet wat in die diepste resesse van jou lewe aangaan. Ek sien jou. El Roi, the God who sees. God wat my gesien het. Die eerste ding wat sy beleef het, is Jesus sien haar raak, en toe Jesus haar raak sien, toe begin sy 'n diep ervaring kry, iets is anders. En toe gebeur die tweede finale ding, en ons gaan afsluit met hierdie ding. 'n Groot ding gebeur. Sy staan voor hierdie man, sy herken hom nie. Hy sien haar seer, en die volgende woorde wat hy doen, hy noem haar op haar naam. Sê net Maria. Dit skit my. As jy jou lewe lank misgesien is, die mense die naaste ou sien jou nie raak nie. En hier kom die skepper van hemel en aarde, en hy staan voor jou, en hy noem jou op jou naam. Ons het nou gesing, die ongelooflike sang, Natasha. My beloved, and said, I have written your name on my hand. I've written your name. I've called you by name, and I've written your name on my hand. Heel gevoel hoe voel het. Ek staan nou jaag by 'n rugby game. Ons kinders is mos nou nie in 'n skool. En ons ken niemand daar nie. Ek staan langs die veld. Ek sien hoe my kind geslinger word soos 'n vrotvel oor die veld. En het lyk soos Dawid en Goliat. Terwyl ek dit kyk, kom stap die skoolhoof, wie ek nog net ontmoet het die dag toe ek hulle inskryf. Kom staan hy langs my. Oor Jaco Milan doen baie goed. In 'n baie klein skaal, weet jy hoe lekker was dit vir my, dat iemand my naam ken, maar nog groter, dat iemand sy naam ken. Julle, kan jy imagine, wat doen dit aan jou siel, as God jou in die oë kyk, en hy sê, jy is myne. Hy noem jou by jou naam. Dit is 'n ongelooflike impak. En die oomblik toe hy het sê, toe krak alles in haar, toe besef sy, die graf is leeg. Die is my Jesus wat opgestaan het. Ek dink jy sit hier. En dan is niemand wat jou ken nie. Daar is niemand wat jou sien nie. Mag jy 'n oorweldigende ervaring hê, dat God jou vandag raak sien. Ek wil jy moet vinnig na 'n videoklip kyk, julle, dis net 'n gedramatisering, dit kom uit die Chosen uit, en dis 'n klein dramatisering van Maria Magdalena, wat ervaar het, sy is nie goed genoeg vir Jesus se span nie, en sy het weggeloop, en sy wou terugval na haar ou lewe toe, so dis nie Bybels nie, dis net 'n dramatisering, maar gaan kyk het gou na die effek, ek dink dis hoe 'n mens voel, as iemand jou by jou naam roep. Kom ons kyk gou daarna. Dankie Jaco, dankie Adel. Nou raak ons 'n gemeenskap waar die opstandingskrag deur ons loop. En ons raak nou 'n gemeenskap wat raak sien. Ons raak 'n gemeenskap van gelowiges wat pyn sien. Ons sien ongeregtigheid. En ons sien die agtergeblewe. Gemeente, mag ons funksioneer soos 'n godly church. Mag ons weet wanneer iemand seer het. Nie net as kerk nie, mag elke individu die seer om jou raak sien, die onsigbaar is vorentoe roep, en die vergete is by hulle naam roep. Kom ons wees 'n gemeente met die opstandingskrag van Jesus in. En dan wil ek afsluit met een reël gedagte. In ons gemeenskap is daar op die oomblik, daar's 'n man wat slegte nuus gekry het uit kanker. En dit wat die dokter sê, hulle sê dis terminaal. En ek het gesê ek gaan dit noem, ek het met hom en sy vrou gesels. Hulle wil baie graag kerk toe kom, maar hy sukkel om asem te kry, is kanker van die long. En dit is 2 groot gewasse in sy long. Hy is deur sy eerste sessie chemo. Sy longe trek baie swaar, hy sukkel om asem te kry. Ek het in die week by hulle gaan kuier. En hy het gesê, asseblief, ek kan vir die gemeente noem. Hulle kom nie kerk toe omdat hulle nie wil nie. Dit is baie taaf om op die oomblik om asem te kry. Liewe gemeente, wat ons gaan doen? Ons het dit al baie min in ons lewens gedoen, maar in hierdie geval ken ons hulle baie goed. Die van julle wat vir Herman en Annelies ken, weet hoe dien hulle ons gemeente,
hoe het hulle al, kan ek vir julle net 'n storie vertel van Herman en Annelies, met die eerste bouprojek, het hulle gesê, pastoor, ons het nie geld om te gee nie, maar wat ek sal doen, ek sal voor by die kerk staan op, 1 keer 'n maand sal ek worsbroodjies verkoop, daai julle dit, en hy gaan daai worsbroodjies verkoop, en ek moet eerlik vir julle wees, ek het myself gesê, dankie Here vir sulke harte, maar Here, hoeveel worsbroodjies gaan hierdie gemeente moet eet? Ons is nie 'n groot gemeente nie. En daar het eendag 'n man ingestap. En hy het gehoor wat ons wil doen. En toe hy uitstap en hy sien hierdie ou met sy worsbroodjies, dink hy vir homself, hoe lank gaan dit vat, Here? En die Here het op sy hart gelê. En ek wil net vir julle sê, hy het 'n besondere bydrae gemaak. Want sy geloof was geaktiveer deur die worsbroodjies. Besondere bydrae wat gemaak het dat ons ver meer kon doen as wat ons met ons eerste fase beplan het. Julle ons op grond hier ingeraai het. Dis wat ons vir geld gehad het. So ons praat van iemand wat op die oomblik bietjie onsigbaar is, hulle is nie. Ek gaan vir Adel vra om in die week, hulle het GoFundMe, 'n buddy GoFundMe op Facebook. Hulle vra vir enige donasie, enige klein geld. Julle as jy ietsie kan bydra, dit help hulle op die oomblik. Hy het altyd saam met haar markte gedoen, en dan het hulle catering by markte gedoen. Hy kan dit nie meer doen nie, sy moet dit alleen doen, dis al inkomste wat hulle het, en julle weet hoe het gaan, dis nie altyd maklik, hulle is op hospitaalplan, maar hulle moet 1 jaar wag voor hulle op daai medies eers geaktiveer word. Dis iemand wat liefde nodig het. As jy weet wie hulle is, gaan kuier vir hulle, gaan sê hallo vir hulle, en as jy in staat is om 'n bydrae te maak, doen dit vir hulle. Ek gee vir julle die go-ahead van ons gemeente se kant af, ons ken hulle, see 'n scam nie. Kan ons daar wees vir hulle? Dankie gemeente. Mag jy 'n koppie koffie geniet hier buitekant. Ek seën jou. Jy is iemand wat deur God raak gesien is. Dankie.